Hallo, baie goeiemôre, genade en vrede van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Vandag, deur 'n inspirasie van die Heilige Gees, kom ek in die openbaar deur hierdie televisieprogram om met jou te gesels oor een van die belangrikste onderwerpe wat ons lewe, ons gesin, ons hede en ons toekoms raak. Die grootste skat wat God vir ons gegee het, is die gesin. En jy moet weet dat 'n gesin sonder God, 'n gesin sonder fondament is. Kom ons gesels 'n bietjie. Ek is die apostel Michelangelo van die Evangeliese Kerk Christus Lees. Op hierdie spesifieke dag bring ek vir jou en jou hele huis 'n baie dringende, uiters ernstige en kragtige woord. Ek wil hê, jy moet met jou hele hart glo dat wat ek vandag hier met jou gaan deel, regstreeks uit die diepste hart van God die Almagtige kom, spesifiek vir jou lewe. Daar's 'n Bybelgedeelte wat ek met passie liefhet, wat praat oor lewensfondamente. Wanneer mens van fondamente praat, kan jy aan lewe, gesin, besigheid, ondernemings dink. Fondamente, bouwerk, fondamente. Die Here Jesus Christus het in Matteus 7 gesê, elkeen dan dat my woorde hoor en dit doen. Dus, dit gaan nie net oor hoor nie, empiriese kennis, maar dit is die toepassing van die woord. Dit is om die woord te beleef, om die woord te ervaar. Hy sê dit word vergelyk met 'n verstandige man, met wysheid, wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval, die riviere het oorstroom, die winde het gewaai en hard teen daardie huis geblaas. Maar dit het nie geval nie, want dit was op die rots gebou. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op sand gebou het. Die reën het geval, die riviere het oorstroom en die wind het hard teen daardie huis gewaai. En dit het in mekaar gestort en die verwoesting was groot. Ons staan dus vandag hier voor 'n kragtige boodskap en 'n belangrike lering wat op hierdie oomblik jou hele lewe, jou huis en jou hele gesin radikaal kan verander. Want daar is in hierdie wêreld twee heel verskillende soorte mense. Die wat kies om 'n lewe op 'n baie wyse, deurdagte en verstandige manier te bou. Die wat in hul geestelike lewe bely, hulle word verstandig genoem, want hulle gee om op vaste waardes te bou, wat die Bybel 'n onwankelbare rots noem. Dit is soos om 'n anker vir die siel te hê, het Paulus gesê, toe hy aan die Hebreërs geskryf het. Dis 'n soort mens. Maar daar's ook die wat op sand bou. Die brose fondament, daardie houding van, laat die lewe maar verbygaan, druk dit net vorentoe. God, die toekoms behoort aan God. So sê God dat wie die sorg gehad het om op die rots te bou, 'n verstandige mens is. Daardie persoon dink aan vandag, maar dink aan môre, dink aan elke dag, vandag, maar dink ook aan sy toekoms. En natuurlik, wie dit nie doen nie, wie nie probeer om 'n goeie struktuur vir die gesin te hê nie, verhouding, man en vrou, ouers en kinders, ouers, gesin, daardie skat wat God self geskep en ingestel het. So, as daar 'n lewe met duidelikheid is, of geestelike helderheid, die hoof van die gesin, die ma, die pa, hulle bring God se waardes in hul gesin in. Hulle voed al kinders op volgens Bybelse reëls. Die verhouding tussen almal is altyd met liefde, met respek, met Bybelse bewys. So op die rots is die fondament. Reg, op die sand. Dis die onverstandigheid, dis die dwaasheid. En ek sê van die begin af
dat 'n gesin sonder God geen struktuur het nie. Daardie gesin is blootgestel aan wat Jesus baie duidelik gesê het, want daar gaan 'n dag kom wanneer die reën val, die wind hard waai en die riviere oorstroom. En dan word die verskil tussen die twee huise, tussen die verstandige en die dwaas, sigbaar. Die een wat op die ewige waardes van die onfeilbare, foutlose woord bou, wat die Bybel is, die Bybelse strukture, of daardie persoon wat eenvoudig net saamgaan, verskoon tog die akademiese uitdrukking, Maria loop maar saam met die skare. Gaan maar net aan met die lewe, maar daar kom 'n dag wanneer die reën regtig val. Die wind, die reën en die rivier. Wat beteken dit? Wind, reën, riviere wat oorstroom. Dit is die wisselvallighede, dit is die krisisse. Soms is dit die probleme. Wind wat waai, stroomwind. Nou ja, die gesin, lees ook die besigheid, die ondernemings, waarvan die hoof van die huis tot by die man van 'n besigheid, sy president, sy direkteur, sy baas, wat die Bybelse beginsels bring, wat die Heilige Bybel uitleef. Wanneer die reën val, wanneer teenspoed kom, wanneer die krisisse en probleme opduik, dis dan wat jy die verskil sien tussen die gesin of die besigheid, wat ook al, wat ewige waardes het. Waar die persoon sê, nee, maar die Bybel sê, God sê, dis so dat ek moet optree. Anders as daardie persoon wat geen fundament het nie. So, kyk, die huis op die rots, die huis waar die gesin, die besigheid, Bybelse waardes het. Dit is ondeurdringbaar. Huis op die rots, maak nie saak wat 'n wind met krag waai nie. Die reën val, die riviere oorstroom, die vuur kom, dit brand nie, die persoon verdrink nie, hulle bly staan. Die rots laat die persoon bly staan, die gesin, bly staan. Maar kyk, dames en here, dit is so 'n belangrike werklikheid, dat ons vandag byvoorbeeld die waardes van die huwelik sien. 58% van paartjies wat trou, eindig in egspeën. Ek glo nie dat 'n man en 'n vrou wat Bybelse waardes het, tot die punt van 'n skeiding kom omdat hulle geslagsverskille het nie. Ek glo dit nie. Wanneer twee mense Bybelse waardes het, hulle weet die huwelik is tot die dood toe. Maar ons leef in 'n samelewing wat nie vir Bybelse waardes, die waardes van God, opkom nie. Mense trou dus en soms weet hulle nie eens hoekom hulle trou nie. Daar's geen droom nie, geen doelwit nie, geen mikpunt nie. Dis soos iemand wat 'n besigheid begin. Daar's mense wat onderneem, maar hulle is nie standvastig nie vasbeslote nie korrek nie. Hulle het twee stelle standaarde, twee maatstawwe. So, dit is om 'n besigheid op sand te bou. Dit is om 'n gesin op sand te bou. Almal het teenspoed. Ek het teenspoed. Jy het teenspoed. En wat maak dat ons, soos hulle in gebaretaal sê, vandag nog staande is? Dis omdat my waardes, my verhouding, my manier van wees in die lewe, dit wat sin aan my lewe gee, dit alles is in die Heilige Bybel en van die Bybel af oorgedra na my hart en van my hart na die praktyk. Almal sou vir alles 'n rede hê, maar wanneer jy God vrees, wanneer jy die Bybel as jou lewens- en geloofsreël het, is jou huis op die rots gebou. Kom wat wil, gebeur wat ook al, jy gaan staande bly. Ek moet dit vir jou sê, want ek, as biskop, as pastoor, as apostel, ek leef saam met honderde en honderde mense. Ek het al pastoraal berading gedien, dit was die beradingskantoor, om 9 uur die oggend te begin en 3 uur die volgende oggend klaar te maak. Baie lank in my lewe was ek direk betrokke, van naby, by familiestrye, probleme, pakkeleye, dwelms, die kinders, die vrou, gaan skei, gaan weghardloop, gaan weg, slaan, mishandel. Ek ken dit as deel van 'n pastoor se lewe, wat die skape omsien. En ek was nog altyd 'n getuie daarvan, dat elke persoon wat kon vergewe, elke persoon wat iets as 'n opoffering aanvaar het,
het staande gebly. Elke persoon wat hoogmoedig was, wat arrogant was, het uiteindelik die gesin vernietig. So, die huis op die rots bly vang. Die huis op die sand het geswig. Nou, dit is nie net die probleem dat dit in mekaar stort nie, wat op sigself al 'n groot probleem sou wees, maar die Bybel sê dat dit daarna in 'n pynhoop verander. Dit sê, die reën het geval, die rivier het oorstroom, die winde het gewaai en hard teen daardie huis geblaas, en dit het in mekaar gestort, en die verwoesting was groot. Het jy al gesien hoeveel mense, hoeveel parties gaan tot nut? Weet jy, daar is 'n redelik skrikwekkende statistiek. 82% van mans, wanneer al vroue 'n siekte soos borskanker kry, verlaat 82% van die mans al vroue. Dit is 'n verwoesting, want die Bybel sê, as jy trou jy in gesondheid en in siekte, in rykdom of armoede, in vreugde of hartseer. 82% van mans, September, 78% van vroue, wanneer 'n man se besering of kanker kry, verlaat hulle die huis. Dit was 'n gesin sonder God. Dit was huise wat op sand gebou is. En hoekom is hierdie statistieke so oorweldigend? Wanneer jy op sosiale media gaan, wees versigtig, filter wat reg is en wat nie. Maar jy gaan lees en jy gaan agterkom. Hoe is dit dat ons samelewing so ver van hierdie waardes van standvastigheid en lewensdoel afgedwaal het? Meneer, jy kan 'n gesinshoof wees, 'n huisvrou, 'n groot sakeman, 'n klein sake-eienaar, jy kan 'n ondernemer wees, 'n politikus, iemand in die regswese, iemand uit die sportwêreld of musiek. En daarna, wat is die grootste waarde in die lewe? Die grootste skat wat God vir jou in die lewe gegee het, is jou gesin. Moet nooit jou gesin vir enigiets in die steek laat hê. Maar as jou gesin nie God het nie, is jou huis op sand gebou. Dit lyk dalk van buite af stewig. Jy sien soms 'n paartjie lag, 'n sakeman lag, 'n ondernemer lag, maar van binne, as Jesus Christus nie, halleluja. Nog, punt nie, die rots, die sekuriteit is nie, dan is jy van binne broos of kwetsbaar. Enige storm, enige krisis, enige teenwind, alles sleg. Dit val in duie. Ons het hierdie ervaring met die pandemie gehad. Duisende besighede toegemaak. Duisende kerke het reg oor die wêreld toegemaak. Ons het nie eens geweet wat ons beleef nie. Daar was 'n bevel om alles toe te maak en by die huis te bly. Dit het vergrys, gebars, gebreek, geval. Weet die hou van daardie situasie deurstaan. Die wat geestelike waardes gehad het. Die wat Christelike waardes gehad het, het geweet, vroeër of later, omdat God reeds vooruitgang, sou dinge verander, sou dinge transformeer, en die persoon sou weer die beste van God op hierdie aarde beleef. Dit was mense van geloof, dit was sakemanne wat gesê het, nee, die Bybel sê ek glo, dit staan geskryf, dit kan nie faal nie, dit is onfeilbaar. Maar jy weet, baie mense het nie eens geweet hoe om as 'n gesin saam te leef nie. Dit was nog 'n verskynsel wat tydens die pandemie gebeur het. En toe hulle verplig was om binne die huis te bly, man, vrou en kind, het baie mense nie geweet hoe om saam te leef nie. En toe was daar baie egskeidings, baie selfmoorde, baie bakkelye. Mense het mekaar aangerand omdat hulle nie geweet het hoe om saam te leef nie. Al was hulle man en vrou, pa en kind, hulle het nie geweet om met die gesinsgemeenskap saam te leef nie. Die gesin moet Jesus as fondament hê. Om staande te bly, gesien wat vandag in ons land aangaan, moet daar 'n fondament wees. Want kyk, die vyand kan dalk teen jou probeer, teen jou besigheid, teen jou sake, maar hy kan jou onverwerp nie. Die stryd kan dalk kom, maar die struktuur van die rots hou staand, want Jesus is 'n onwankelbare rots. Miskien is jou huis
Wie weet, ek praat nou met iemand met baie respek. Miskien is jou huis op die rand van 'n ineenstorting. Miskien het jy al elke moontlike pil en medikasie probeer, alles wat jy kan indink, Rivotril, dit en dat. Miskien het jy Parkinson, Alzheimer. Miskien is dit 'n egskeiding, die dwelms. Daar was 'n verraad, 'n demekaarspel. Opstandige kinders, leegheid in die siel. Maar vandag, die Here Jesus Christus roep jou vandag om jou huis weer op te bou, om dit op die rots te plaas. Jesus wil die fondament wees van jou gesin, van jou besigheid. Hy wil die liefde herstel, hy wil vrede bring, eenheid binne die huis, die gesin, die besigheid. Jy hoef nie toe te kyk hoe jou huis in mekaar stort tot by die ondergang nie. Kom na die huis van God. Kom na, Christus leef. God gaan iets nuuts doen. God gaan jou fondamente, die van jou huis en jou besigheid, versterk. God gaan vir jou wys dat saam met hom jou huis en jou besigheid 'n plek van seëninge en wonderwerke sal wees. Want hy is die rots, onthou dit. 'n Gesin sonder God is soos 'n huis op sand, sonder struktuur, sonder rigting, weerloos teenoor alles. Maar 'n gesin met Jesus is 'n huis wat staan. 'n Besigheid met Jesus is 'n standvastige, geseënde besigheid, beskerm deur God. Miskien gaan jou huis tans deur storms, maar God het my vandag hierheen, na hierdie TV-kanaal gebring, om vir jou te sê, hy kan alles herbou. Hy is die rots, hy is die sekuriteit. Dis tyd dat jy jou gesin, jou besighede, jou onderneming op die rots plaas, wat Christus is. Dit is nie die kaartleser nie, dit is nie die handpalmleser nie, dis nie die bounce of die towery wat vandag gedoen word nie. Dit gaan jou net vinniger na die bodem van die put neem. Dit is Jesus Christus. Aan hom die heerlikheid, aan hom die eer, aan hom die lof. Here, dat op hierdie oomblik, hierdie huis wat deur 'n groot storm gegaan het, God, dat die waters kalmeer en die winde gaan lê. Van Jesus het in jou boot geklim, van vrede het in jou hart gekom. Kom by die kerk Christus lewe toe, 'n kerk wat die waarheid van God uitleef, wat die genade van ons Here Jesus Christus verkondig, wat mense se lewens sin gee. Baie dankie vir die liefde, dankie vir die omgee, dankie vir die eer wat jy in die werk van die Here bewys het, deur na my te luister. Gesin op die rots is 'n oorwinnende gesin. Glo dit, ons sien uit daarna om jou by die dienste te verwelkom. Dit is nodig om die woord van God te hoor en toe te pas. Genade en vrede, genade en vrede.